Goed, graad 8, ons gaan dan nou vandag begin hier so met die kartesiese vlak. So 'n kartesiese vlak speel 'n belangrike rol vir jou vorentoe en daarom is dit belangrik dat jy heeltemal hierdie konsep verstaan. Goed, so 'n kartesiese vlak is basies 'n horisontale en 'n vertikale getallelyn. So as ek nou vir jou daar gaan trek, dan gaan ek nou hierdie getallelyn van my gaan in sentimeters gaan indeel. So jy gaan sien ek maak sulke kepies om vir jou te wys dit is in sentimeters verdeel. Nou, soos met enige getallelyn wat ons trek, moet ons onthou dat daardie getallelyn tot en met oneindig aangaan. Nou, ek gaan gou die middel van hierdie getallelyn van my kry en ek gaan nou sommer my 0 daar gaan sit. So as my 0 daar is, dan beteken dit aan die regterkant het ek my positiewe getalle en dan na die linkerkant toe het ek my negatiewe getalle. En hierdie as, die horisontale as, noem ek my x-as. Goed, dan om die kartesiese vlak verder te doen, gaan trek ek 'n vertikale lyn. Nou, hierdie lyn is ook 'n getallelyn wat ek trek, so ek gaan hom net gou hier vir jou trek. So wat ek wil hê jy moet sien is, ek het nou die lyn getrek, ek het weer kepies gemaak. Daai kepies wat ek daar gemaak het, verteenwoordig nie minusse nie, dit verteenwoordig slegs my sentimeters. So hy gaan ook van oneindig tot minus oneindig, sy nul is in die middel. Aan die bokant het ek my positiewe getalle en aan die onderkant gaan jy nou sien ek maak 'n minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So hierdie is belangrik, want wat julle gewoonlik met mekaar raak is, julle nommer verkeerd. En as jy gaan verkeerd nommer, dan is jou julle kartesiese vlak verkeerd. So kom ek wys vir jou 'n paar goedjies en dan, ja natuurlik, die vertikale as is my y-as. So my horisontale as is my x-as, my vertikale as is my y-as. Dan gaan jy nou sien, hierso is nou 4 blokkies. Nou ons praat van kwadrante. So as ek dan nou gaan sê kwadrante, dan beteken dit hierdie is my eerste kwadrant. So sien jy daai woord, dis 'n nuwe woord vir jou. Eerste kwadrant en hy werk antikloksgewys. So hierdie is my tweede kwadrant, my derde kwadrant en my vierde kwadrant. Nou goed, hier is verskriklik baie inligting. So ek wil hê jy moet gou vir my net kyk na jou eerste kwadrant. Nou kyk gou. Jou eerste kwadrant se x'e is almal positief. Y'e positief. As ek dan gaan na my tweede kwadrant toe, dan wil ek hê jy moet sien, my x-waardes is negatief, my y-waardes is positief. In die derde kwadrant is my x'e negatief, my y'e is negatief. En in my vierde kwadrant is my x'e positief en my y'e is negatief. Reg in die middel van my kartesiese vlak het ek my oorsprong. By my oorsprong is my x en my y albei gelyk aan 0. Dit is regtig belangrik dat jy onthou dat jou x-as bo positief is, onder negatief is, dat jou x-as aan die regterkant positief is en aan die linkerkant negatief is. Hierdie is goedjies wat jy sal moet memoriseer en dit gaan, soos ek sê, 'n belangrike deel word van jou wiskunde. Goed, die volgende woord waarmee ek jou wil introduce is koördinate. Nou, koördinate is wat ons gaan gebruik om te kan plot op ons kartesiese vlak. Nou, koördinate word geskryf in 'n hakkie. Daar is 'n kommapunt tussen die twee getalle. Die eerste getal wat jy skryf in jou koördinate, of die eerste syfer of letter, die eerste getal wat jy lees in jou koördinate sal altyd jou x-koördinaat wees en die tweede een sal altyd jou y-koördinaat wees. So wanneer daai x-koördinaat dan negatief is, sal dit in die tweede of in die derde kwadrant wees. As jou x-koördinaat positief is, gaan die punt in jou eerste of in jou vierde kwadrant wees.
Dieselfde met jou y. As jou y-koördinaat positief is, dan werk ons in die tweede en in die eerste kwadrant. As jou y-koördinaat negatief is, dan werk ons in die derde en in die vierde kwadrant. Kom ons kyk gou hoe lyk 'n tipiese koördinaat. Ek het vir jou gesê beskou punt P. Sy koördinaat is 3 en 4. So wat moet ek weet as ek hierdie gaan lees? My x-koördinaat is dus 3. My y-koördinaat is 4. So wat beteken dit en hoe gaan ek dit plot? Daarom gaan trek ek nou nog 'n kartesiese vlak. Voordat ek hierdie kartesiese vlak trek, wil ek net hê jy moet gou vir my mooi kyk. Omdat my x-koördinaat positief is, beteken dit daardie twee kwadrante. Omdat my y-koördinaat positief is, elimineer dit die vierde kwadrant en dit beteken dat my punt in die eerste kwadrant gaan lê. So onthou, wanneer ons die kartesiese vlak gaan trek, trek ek my twee getalle lyne, 'n horisontale lyn en 'n vertikale lyn. Ek het elke een van daardie lyne in sentimeters gaan indeel. En wanneer ek hom nou begin nommer, begin ek van die middel af en ek begin by my oorsprong wat 0 is. Sorg asseblief dat jy jou pyltjies op die punte maak om aan te dui dat hierdie kartesiese vlak tot oneindig aangaan. As ek dan van 0 af gaan tel na die regterkant toe, tel ek positief 1, 2, 3, 4. Onthou, hierdie is my x-as. As ek dan net die negatiewe kant toe gaan, dan begin ek te tel van minus 1 en my getalle raak al hoe kleiner tot by minus 4. My y-as begin ook by 0 en hy beweeg dan groter. En hy gaan van 0 af en hy raak al hoe kleiner. En dit is 'n volledige kartesiese vlak geteken. Jy het nie nodig om altyd om van 4 tot by minus 4 te teken bo en onder nie, maar vir hierdie onthaalwe doen ek dit so. Kom ons kyk gou hoe plot ons dan nou daardie punt P. So as ek punt P nou moet plot, begin ek by my x-koördinaat wat 3 is. So ek wil hê met jou vinger daar op 3 gaan neersit. Dan gaan ek gaan kyk en ek sien my y-koördinaat is 4. So met ander woorde, en wat ek wil hê jy moet baie mooi verstaan, is dat hierdie punt P nie 'n lyn vorm nie, dit is net 'n punt. En dit is die punt waar daardie twee bymekaar kom. So kom ek wys jou gou hoe gaan ons dit doen. So jy sal nou sien ek het 'n ligte lyntjie deur die hele 3 getrek en deur die hele 4 getrek. En enige ander kwadrant sny daardie twee mekaar nie, maar daar waar daai twee getalle bymekaar kom, dit is dan waar ek my punt P gaan plot. So kyk baie mooi, hierdie lyne trek ons nie normaalweg nie, dit is regtig net om vir jou te verduidelik. So wat ek sal verkies jy doen, is jy vat die 3 en die 4, en jy beweeg na die plek toe, waar daardie twee punte mekaar ontmoet, en daar plot jy vir P. Waar ek vir punt P geplot het, gaan skryf ek ook sy koördinate neer, 3 en 4. Kom ons kyk nou nog 'n paar koördinate. Die volgende koördinaat waarna ek wil kyk is koördinaat Q. Q se koördinaat is minus 3 en 1. Dit beteken x is minus 3. So ek gaan op my x-as en ek gaan sit my vinger by minus 3. My y-koördinaat is 1. En onthou, hierdie is 'n punt en daarom gaan kyk ek waar kom hierdie twee waardes by mekaar uit. So dit is dan die plek waar ek daardie puntjie gaan plot. So daar maak ek my klein kolletjie, ek noem my kolletjie Q en ek gaan skryf my koördinaat van minus 3 en 1. Nou jy gaan vir my sien, omdat ek in die eerste koördinaat hier gewerk het, beide my x en my y-koördinaat was positief, daarom was dit in my eerste kwadrant. Hierdie is my tweede kwadrant, want my x-waarde is negatief en my y-waarde is positief. My volgende koördinaat is koördinaat R, waar my x-waarde minus 4 is, daarom gaan sit ek op die x-as, my vinger by minus 4,
My y-waarde is ook -4. So ek gaan kyk weer, waar kom daardie twee punte bymekaar, en dit is dan waar ek my punt gaan plot. En ek plot my punt, ek noem hom R, en ek skryf die koördinaat -4 en -4 daarby. Laaste punt wat ek hier gaan is punt S. Hy is 1 vir my x-as. So op my x-as 1, my y-as is -1 daar. En weer eens gaan kyk ek waar kom daardie twee punte bymekaar, en dit is dan waar ek my punt S gaan plot. En ek wil hê jy moet baie mooi kyk, dit is nie 'n lompe kol wat ek daar neersit nie, dit is regtig net 'n kolletjie. En ek plot my punt S. So kom ons vat net gou hierdie weer saam. Ons werk nou op 'n kartesiese vlak. 'n Kartesiese vlak word verdeel in 4 kwadrante, waar die twee asse mekaar sny, daardie punt noem ons die oorsprong. En net so vir interessantheid wil ek gou die oorsprongse koördinate ook dan nou hier vir jou byskryf. As jy gaan kyk na die oorsprong, onthou koördinate kom in 'n hakkie met 'n kommapunt. En die eerste koördinaat wat ek gaan neerskryf is my x-koördinaat. Nou, omdat dit op my x-as by 0 lê, is my x-koördinaat 0. En op my y-as lê hy by 0, so daarom is my y-koördinaat ook 0. Goed, koördinate word in hakkies geskryf en dit word geskei met 'n kommapunt. Die eerste koördinaat is my x-koördinaat en my tweede koördinaat is my y-koördinaat. Dit verander nooit nie, dit bly vir ewig dieselfde. En hierso het ons nou 'n paar punte geplot. Kom ons gaan kyk gou as die punt vir my gegee word, hoe skryf ek dan die koördinate? Goed, ek is in die Mind Action Handboek op bladsy 270. By oefening 2 sê hulle vir ons, beskryf die posisie van die volgende punte vanaf die oorsprong en vanaf die vertikale en horisontale as. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld gaan kyk na punt A, wat se koördinaat 4 en 6 is, dan beteken dit vanaf die oorsprong het ek 4 eenhede na regs beweeg, en vanaf die oorsprong het ek 6 eenhede opwaarts beweeg. En waar daardie twee punte mekaar ontmoet, het ek die koördinaat van A gekry. Nou goed, jy kan gaan kyk vir my na B. Nou by B het ons nou ook breuke tussenin. So wat is belangrik hier? Dit is nou vir my belangrik dat jy onthou, 2,5 byvoorbeeld, lê tussen 2 en 3. Daarom sal 2,5 ongeveer daar geplot word. Nie geplot word nie, maar sy koördinaat sal daar afgelees word. En ekskuus, ek sien hierdie is in elk geval 'n y, so dit is 2,5 daar. So met ander woorde, daai koördinaat sal daar iewers lê. En omdat my x-koördinaat -1 is, kan ek dan sien dat my koördinaat van K daarso gaan lê. So jy moet nou seker maak dat jy presies weet waar jou koördinate lê. As ek het -4 en 2/3, dan beteken dit die koördinaat lê tussen -4 en -5. 4 en 3/4 se koördinaat lê tussen 4 en 5. So maak asseblief seker dat jy presies weet waar